nog al vir sy van die is, voor ek spreek raak uit. Sê jy? Sy staan nog weer by ons, ek wil gauw aan die Here toe by. En wie weet die mooiste van ons? Jesus het alles gestop. Alles. Die sê dan die kindertjies na buiten kom en verhinder hulle nie. Want dan sulkes behoort die koninkryk van God. Kan ek gauw iets sê? Mattheus 6:33 sê vir ons, maar soek is die koninkryk van God. En sy gerechtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Vir die kleintjies sê hy aan sulkes behoort die koninkryk van God. Kom ons gaan opstaan, of ons gaan net so ons hande uitsteek na hom toe, en dan gaan ons om aan die Here opdra. Vader, so baie dankie dat ons vir kleintjies Adrian na u toe kan bring vanmorgen. So dankie dat ons weet, Here, dat u hom lief het en het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want ons sulkes behoort die koninkryk van God. Here, ek wil die seën van die Here oor my uitspreek, ek wil bid en vra, Here, dat Deuteronomium 28 deel van sy lewe sal word, dat hy sal ken, dat die woord sê, geseënd sal hy wees in die stad, geseënd sal hy wees in die veld, geseënd is die werk van sy hande, sy eiendom en al sy geld, geseënd sal hy wees as hy uitgang, geseënd sal hy wees as hy uitgang, net waar hy gaan, sal hy geken word as 'n geseënde van die Here. So wil ek ook vir mama bid vandag, Here. En ek wil bid en vra, maar so met die vrese van God moet groot maak, dat jy haar die wysheid, die insig en die kennis sal gee, ja, sal toevou. En Here, dat sy sal weet, die liefde en die genade is vir haar genoeg. Ons eer u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. There is nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing better than you, Lord. There's nothing. Sê dankie, is het altyd lekker om saam te doen, lekker om die naam van die Here groot te maak. Ek dink ons is by een van die belangrikste dae in die Christelike kalender. Ek gaan julle sê hoekom ek so sê, want daar is plus minus 4200 gelowe reg oor die wêreld. Maar daar is net een leergraf. En dit maak 'n baie groot verskil vanmôre. Ek wil vir u saam lees uit Mattheus 28 uit. En ek lees saam vers 6 en 7. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom, kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig. Sê vir sy disippels, hy het opgestaan in die dode, gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Here, ons herdenk die opstanding van Christus Jesus vandag. En ek wil vandag bid en vra, Here, dat U sal kom met die krag en die sterkte en met die majesteit, Here, dat ons hierdie krag van hierdie opstanding nie net sal ervaar nie, maar sal beleef vanmôre. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Kyk gou vir jou langs jou en sê net vir hom, hy leef, hy het opgestaan. Ek wil gou vanmôre met jou praat oor die groot
onderdrukte geheim wat daar is. Ek gaan sit en kyk gisteraan terwyl ek voor die Here lê, en die Here het my begin praat oor wat gebeur het toe Jesus sterf. Ek dink daar was 'n commotion onder die disippels, want Jesus, die een wat hulle vir 3 jaar gevolg het, is dood. Ek dink die gevoel was, ek wonder, wat gaan nou met ons gebeur? Ek dink Petrus het gaan sit en sê, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek weet nie, ek het 3 jaar van my lewe vir hom gegee, en hy sê, ek weet nie wat ek gaan doen, of wat gaan ek nou maak nie. Ek voel negatief, ek voel moedeloos, ek voel vanmôre of alles verkeerd geloop het. Ek dink dis die gevoel wat die disippels mee rondgeloop het, hier die gevoel van, wat nou? Ek dink as ek om ons praat, Petrus, hoe voel jy vanmôre? So hy sê, ag meneer, dinge het te veel geraak. Alles wat ek in geglo het, alles wat ek in gehoop het, is weg. Ek weet nie eens meer hoe om aan te gaan. So ons straks, ek dink baie keer soos ons, nee. Ek weet nie eens hoe om aan te gaan, ek weet nie eens wat om hier vanaf voor te doen, ek weet nie eens wat is die volgende stap. As daar een ding is, wat die vyand sou probeer om uit te basyn, is dat hy is gekruisig en hy is dood. As daar een ding is wat die vyand oor ons sou loop en wou vertel is, het jy gehoor, Jesus is dood. Ek dink as daar een ding is wat in die mense se harte was, sou dit wees, ons weet nie wat nou gaan gebeur nie, want Jesus is dood. Dis snaaks dat ons hierdie woorde baie keer uitherinner. Elke keer as ek dit sê, dan kry ek so half of ek 'n beklemming op my hart kry. Want dit laat dink my nou aan daai klein seentjie wat gebid het. Die aand op sy knieë voor sy bed gestaan en sê, "Liewe Jesus, jy moet jou mooi oppas. Want as jy iets oorkom, is dit tikkers met ons." En hier dink ek dink dis wat die disippels voel, dis tikkers met ons. Sien, ek wil dit verstaan vanmôre, want elkeen van ons wat vanmôre hier sit, kan vanmôre zeer sekerlik met hierdie identifiseer om te sê, ek weet nog hoe dit voel. Weet hoe dit voel om te sê, ek weet nie wat die volgende stap nie, ek weet nie hoe ek maak nie. Ek verstaan hoe Petrus in hierdie oomblik voel. Maar tog gebeur daar iets wat alles verander. Vroeg die maandagoggend, die Bybel sê, toe die son opkom. Toe kom Maria Magdalena met die graf van Jesus aan. En die oomblik toe hulle daar aankom om sy liggaam te vat en om met olies te smeur, om te balsem en kruie te sit en goed. Toe hulle nader kom, was die eerste bekommernis, wat gaan ons maak? Hoe gaan ons die grafse steen wegkry? En onthou, hy is geseël, want die vyand was bang. Hy het nie geweet wat gebeur nie. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, maar Jesus het die plan geken. Daar's baie dinge wat ek en jy vanmôre in ons lewens het wat gebeur, maar ons ken nie God se plan nie. Ons weet nie miskien hoe ons daarmee gaan uitkom of wat gaan gebeur nie, maar een ding weet ek, God het 'n plan vir alles. En terwyl ek hier aanloop en dink ek by myself, is dit nie presies wat hier gebeur het nie. Hy vertel hulle die plan, maar hulle hoor nie. Hy sê vir hulle, ek gaan sterf, maar hulle bestraf hom. Hy sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie, ek gaan weer opstaan, maar hulle
Kan ek dit vanmôre vir jou sê, God deel baie maal sy plan met jou. Maar jy luister nie. Sjoe, pastoor, dis 'n bietjie rof om dit te sê. Die Bybel sê, die Johannes 15 sê, julle is nie meer my diensknegte, die Here is my vriende. Want 'n diensknegt kan ek net sê, doen dit met my vriende, deel ek my planne mee. Nou, ek wil nie dit verstaan vanmôre, want die grootste ding wat die vyand wil onderdruk, is daar 'n verandering gekom. Jy sien, toe hulle by die graf aankom, is die eerste ding wat hulle sien is, die grafse steen het weggerol. En omdat die grafse steen weggerol het, het hulle dadelik onderhand vermoed en gedink, het iets gebeur. Die Bybel sê, hulle het nader gekom en die soldate het gelees soos 2 dooie manne. Die ouens van die graf moes oppas en bewaar. Nou, jy kan dit gaan lees in al die evangelies, want ek al so 'n bietjie uit 'n pad uit, dan sê hy daar so, dat hulle het gegaan en hier die soldate geld aangebied, om te sê, sy disippels het hom in die nag kom steel. Maar een ding, wat hulle nie kon keer nie, daar was 2 engele gewees, wat daar gestaan het, en die een het gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan, en hy leef tot in alle ewigheid vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, as daar een ding is, wat die vyand wil so stil as moontlik hou, is dit, hy leef, hy het opgestaan. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Hy gee nie om dat jy praat oor die kruis nie. Hy gee nie om dat jy praat oor die wonders en die tekens wat hy gedoen het nie. Maar hy kom in opstand wanneer jy sê, ek is nie bang nie, want hy leef, hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid vanmôre. Ek het een ding besef, dat die opstanding is baie groter as die kruisiging. As kapelaan praat ons nie baie keer oor wat op 'n ongelukstoneel gebeur het nie. Want dit is nie altyd goed dat die families dit hoor nie. Dis baie snaaks dat ons met Jesus se kruisiging meer praat oor die kruis as oor die opstanding. Rede met dit hoor vanmôre. Want hierdie het my geweldig begin pla, dadelik, toe begin ek myself die vraag te vra, ek wonder hoekom. En dadelik sê die engel, se woorde sê hierso, hy sê, en gaan hastig, en sê, vir die disippels, hy het opgestaan. En dadelik toe hier die lees, toe besef ek, niemand, die vyand sal nooit erken, hy het opgestaan nie, maar hy gee my en jou 'n opdrag, hy sê, gaan hastig en vertel, hy het opgestaan, en die dood, ek wil net julle so 'n bietjie in die prentjie indring, want jy weet, die vrou mag nooit gepraat het in die tempel, die Here weet dit, nou. En wat toe gebeur het is, aan die kruis toe, stoot hulle die spies in sy sy in, en die Bybel sê bloed en water het uitgekom, nadat hy wat gedoen het, nadat hy sy gees gegee het. Nou as daar gees, water en bloed betrokke is daar altyd 'n geboorteproses. Ons weet is die geboorteproses van genade, maar dit het ook die geboorteproses geword van die vrou se bediening. Is nogal baie snaaks dat dit nie die manne was wat gaan vertel het, hy het opgestaan uit die dood uit nie, maar dit was 2 vrouens wat gehardloop het, en daar probeer kom het om te sê, hey, julle moet wakker word, mans, julle is nog aan die slaap, julle weet nie wat het by die graf gebeur nie, hy het opgestaan, en hy lewe, ons weet nie waar hy is nie, maar ons weet verseker, hy het opgestaan. Kan ek het vanmôre vir jou sê, dis hoekom 'n vrou baie meer praat as 'n man.
Hulle was lang genoeg stil gewees. They had to keep it quiet. Toe kyk jy na die mans, toe dink hy, gaan nie altyd vertel, hulle moet het gaan vertel, nie. So ek gaan 'n vrou opwek. Ek gaan iemand met 'n stem die kans gee. Ek wil julle dit hoor vanmôre, want hier die twee vrouens hardloop. Kom by die disippels, want ek dink hulle is nog so 'n bietjie deur die blare, so 'n bietjie nog, jy weet daai gevoel van, dat ek net my tandeborsel, ek stem daar. En hier word op hulle geskree, hey, hy het opgestaan, hy lewe. En dadelik, toe hier die prentjie in my kop inkom, toe sien ek hoe hardloop die mans na die graf toe. Die Bybel sê, hulle het dit gedoen. En die ander was voor Petrus, ek dink hy was die oudste, Shane. Hy het die stadig hardloop. Maar die ander was voor daar. En die oomblik toe hy daar aankom, toe sit nou soos die jongetjies, hulle maak ons so, as iets gebeur, dan sê hulle vir jou, kom ons weer gewys. As iets sleg gebeur, ek stoor kom kyk gou van ek, kyk hierdie ding is gebreek. Maar is precies wat hulle doen, hulle loop en sê, kom kyk, die plek waar hy gelê het, sê, kan jy onthou, ons het hom hier neergesit, kan jy onthou, hy was toegedraai in doeke, kan jy onthou, sê jy dan in die doek opgevou, sê jy, hier is voetspore, ek wil vanmorgen vir jou sê, hy is nie uitgedra nie, maar hy het opgestaan, en hy lewe, kan ek het vanmorgen vir jou sê, dis wanneer ek en jy, begin moet, op ons plek moet kom, waar ons haastig moet begin raak, en die evangelie, van die blye boodskap moet verkondig, wat elke een moet hoor, hy is nie dood nie, hy lewe, hy het opgestaan, tot en alle ewigheid vanmorgen. Ek wil begin klaarmaak vanmorgen. Die Bybel sê, baie het hom gesien, die disciples, in Korintiërs 15 praat van oor die 500 wat hom gesien het. Baie het hom gesien. Maar daar was 2 manne. Wat my hart geroer het. 2 manne begin te stap uit Jerusalem uit. Op pad na Emmaus. En hulle kom 'n derde persoon tegemoet. En ek dink die gesprek het op so gegaan. Hey, kom loop by ons man. So alleen loop nie. Het is gevaarlik om alleen te loop, die is bendes. Kom, dat ons allemaal groep is. En ek dink terwyl hulle loop, te sê die een vir die ander, wat tragies wat die naweek gebeur het. Het is scary om te dink dat die Romeine, die Jode, so kruisig. En terwyl hy saam met die 2 manne loop, het hy sekere goed met hulle gepraat, wat ek en jy nie van weet nie. Kan ek vanmorgen vir jou sê, wat dink ek, wat het was? Ek dink, hy die plan met hierdie 2 manne geloop en deel. Wat die plan, pastoor? Die plan dat hy gebore moes word, die plan dat hy gekruisig word, die plan dat hy sou opstaan. Want nog nie allemaal het gehoor, hy het opgestaan. En die aand gedruk hulle by hom aan, man moet nie verder gaan nie, kom eer saam, kom keier eers bietjie saam, ons het so lekker gechat op die road, ons het so lekker gepraat op die pad, kom gesels eers bietjie met my.
Toe hulle die tafel kom, toe vat hy die brood, breek dit. Hy kyk op, hy sê, Abba, so dankie vir die voorsiening. En hy eet saam met hulle, en hy stap uit. Hy sien, wat gebeur hier, toe hulle sien hoe hy die brood breek, toe hulle sien, hoe hy sy hand in die lucht tel, toe sê die een vir die ander, hy, dis hoe het gelijk het in die woestijn, toe hulle die brood vermeerder en die vis vermeerder het, dis wat hy gedoen het. Hulle die brood gevat en in die lucht en gedel, en gesê, seën dit eten. Ek is seker al van sy. En die ander wat op my sê, was jou hart nie ook brandend, toe hy met ons praat nie. Hoekom? Jy sien, ons is geneig om so die negatief, en die moedeloos, en die sleg, en die kruisige, en al die goed te deel, maar ek wil vir jou sê, ek wil dit nie meer deel nie, ek wil deel, hy het opgestaan, en hy lewe, tot in alle ewigheid. So hoe kan jy sê, ek wil nie die kruis deel nie, die probleem is, mense deel nie die kruis, en deel nie die opstanding nie. Was jou hart nie brandend, toe jy nie hoor nie. So waarvan praat jy? Ons kan vandag Israel te ry, vlieg. Ek sal jou daar vat na plek toe, by die tuin. As jy so by die grafse deur instap, sal jy sien, die een graf is leeg. Pastoor, wat sê jy? Ek wil jou vertel, jy het 'n boodskap op jou lippe, maar jy sê dit nie. So waarvan praat jy? Ek vertel mense van Jesus, ek verstaan jy doen. Jy vertel hulle hoe hulle gered word, maar het jy hulle al vertel? Omdat hy opgestaan het uit die doodheid, hoef jy niks te vrees. Ek wil dit my missie maak, om vir die wêreld te sê, ja, hy was in die kruis, ja, hy was dood, en hy het gesterf al ons sondes, al ons ongerechtighede, en dis baie keer wat stop. Maar ek wil ook verklaar, hy het opgestaan, en omdat hy lewe, sien 'n kans vir môre. Elke oor verbuig, elke oor gesluit. Wil nie niemand met rondkyk vir môre nie. Ek wil vanmôre alles doen wat die vyand haat. Dit wat hy wou stilhou, en dit wat hy probeer verdoesel het, en dit wat hy probeer keer het, wil ek vanmôre uitbasyn en uitblaker. Hy leef. Death could not hold him. Hy leef. Hy het opgestaan. As jy vanmôre in jou hart in brand, en ek moet vanmôre daaroor dink, want oor ons waar jy gaan,
Mense net weer hoor, hy leef, hy het opgestaan. Ons sien nie meer kans vanmorgen nie, of ons is so bekommerd oor ons probleme en ons laste, die dinge wat gaan gebeur, waardoor ons net nie hoe ons gaan neerkom nie, as jy net kan verklaar, hy leef, hy het opgestaan. En daarom sien ek kans vanmorgen. Wil ek vanmorgen vir jou sê, as jy dit in jou hart wil inbrand, steek op jou hart na God en saam met jou vanmorgen bid. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil van almal vertel, hy leef in jou opgestaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan, ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is, Abba, ek wil vanmorgen verklaar, ek glo nie net nie, maar ek weet, hy het opgestaan en hy lewe. En Here, ek wil vanmorgen bid, dat dit wat die duivel probeer verdoesel, het weggesteek, wil ek vanmorgen uit basyn en oopmaak. Hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Here, ek wil uitroep, hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan vanmorgen. So vyand, ek wil die verklaring maak, jou leuns sal geopenbaar word. Hy was gekruisig, ja, hy was dood, ja, maar hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Here, ek wil vanmorgen bid, dat dit die woord op ons lippe sal wees. As iemand kom en sê, die petrolprys is hoog, dan sê jy, dis okay, hy leef, hy het opgestaan. Sal jy vraag wat die moeilijkheid is, dis okay, hy leef, hy het opgestaan. En omdat hy lewe, sien ek kans vanmorgen. Here, aan die kom toe al die lof, aan die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus wonderlijke naam, en die volk van die Here sê, Amen, ek is so lekker neer. Paasfees, of Passover, ou van die woord Passover, is het vrijdag ouwe gekleed, maar die doodse engel oor jou moet gaan lees, die Passover jou. Paasfees word gevier, omdat hy gekruisig is. Maar ek wil vanmorgen sê, ek wil vanmorgen die opstanding met meer respect begin hanteer. Ek wil meer dink oor die opstanding as oor die kruisiging. Jy sê, ons sê baie keer hy lied, what the enemy meant for evil, he turned it for good. Julle ken die song, ne? The enemy meant for him to die. He didn't mean for him to rise again. Jy sê, ek en jy kan keer wat menslik moontlik is. Die graf afgeseel en het wacht eraan gesit. Maar toe hy opstaan, het is daar niks wat hom kan keer. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, as jy hier die opstanding vat, en laat het weer in jou hart lewe, is daar niks wat jou kan keer vanmorgen nie. Amen. Halleluja, dankie Willem.